Is nou geskakel op Groot Plaas. Ons gas saam met ons vanoggend Eben Olderwagen, hy's 'n omgewingsbestuurder by Vergelegen Plaas in Somerset Wes. En hy gaan ons 'n bietjie vertel van al die nuwe lewe wat hulle bewaar daar op die plaas. Eben, goeiemôre en welkom. Môre, baie dankie vir die geleentheid. So baie lewe tans wat julle beleef daar op die plaas. Hoe besonder was hierdie seisoen vir julle daar op die landgoed gewees? Man, dit was 'n redelike suksesvolle seisoen as ek dit so kan stel. In al die aspekte wat ons het ons net oor die 130 Nguni kalfies gehad wat die jaar gebore is. Ons het 2 nuwe eland kalwe gehad wat gebore is. En dan wag ons ook ons het 2 van die Rau Quagga projek se Quagga Meries wat ook huidiglik dragtig is en ons wag in angs vir daai om te arriveer. En dan natuurlik die spesiale een wat ons die jaar gehad het, was die dwerg Nguni kalfie wat hierdie jaar gebore is op die plaas. So vertel ons 'n bietjie meer van hierdie dwerg Nguni kalfie. Nou, wat spesifiek is dit en hoe ongewoon is hierdie tipe geboorte? So, volgens ons kennis redelik ongewoon. In my tyd op Vergelegen en die tyd wat ons die beeste op Vergelegen het, is dit maar die tweede keer wat ons so 'n Nguni kalf het. Die eerste ene was so 'n paar jaar gelede gewees en nou is hierdie maar die tweede ene wat ons het. En van bietjie navorsing en so wat ons gedoen het, is dit ook redelik ongewoon en is gewoonlik as gevolg van een of ander afwyking gedurende die koei se swangerskap of baie keer as dit 'n vers is wat vir die eerste keer 'n kalfie het, sê hulle wat dit moontlik gebeur. So hierdie spesifieke dwerg Nguni, kry hy nou klein bietjie meer aandag as die res van die diere? Ja, so oor hy maar 'n bietjie van 'n afwyking het, hou ons hom nie by die groot span nie. Hy en sy ma is heilig afgesonder in een van ons weivelde, waar sy na hom kyk op die stadium en hy sy melk van afkry en so. En wanneer hy groot genoeg is, sit ons ook by 'n kleiner spannetjie ander diere. Hy sal nie saam met die res van die span uit veld toe gaan en wy buite in die veld nie, net oor dit maar vir hom bietjie moeiliker is om op daai terrein te loop oor daai lang afstande soos wat dit vir die res van die trop is. Nou, het sy 'n geboorte bietjie ekstra belangstelling van die besoekers gegee? Ek moet jou sê, ons het 'n paar foto's en so op sosiale media van hom gepost en so, en die belangstelling het net nie opgehou nie. Daar's vrae, almal wil hom kom sien. Daar's groot excitement rondom hierdie. Hy het ietwat van 'n celebrity op die plaas geword. Nou, julle het 'n redelike groot Nguni kudde daarso, en hy het baie mooi gegroei oor die laaste ruk. Hoe bestuur julle so 'n groot kudde op 'n wynlandgoed? So, dis eintlik baie eenvoudig as jy 'n plaas bestuur wat so baie aspekte insluit. En die Nguni maak 'n groot gedeelte daarvan uit waar hulle eintlik ook as 'n, maar die Engelse woord, 'n tool gebruik word om ons te help om omgewing en die natuur en die veld te bestuur. So dit pas eintlik alles mooi by mekaar want ons Ngunis is so te sê free range. Ons weivelde word net gebruik vir hulle om in die nag te slaap. Maar in die dag is daar wagters wat hulle uitvat veld toe en hulle is vry om enige plek oor die volle extent van die eiendom te loop. In die berge, die natuurreservaat, is alles tot hulle toegang en sodoende beheer hulle ook die plantegroei vir ons deur daarop te voed. Ek sien dat julle nou 'n mooi foto op die skerm van waar hulle juis in die veld staan. Nou, jy het ook bietjie vroeër genoem dat daar's 'n paar elandkalvers wat julle verwelkom het. Wat is die doel dan nou van die eland moniteringsprojek wat julle daar het? So die eland projek was oorspronklik ook 'n studie wat gedoen is en die rede daarvoor is histories. Soue mense in ons omgewing ook groot herbivore soos die eland ensovoorts gekry het. Maar as gevolg van vroeë jagters en ook verstedeliking is hulle ook tyd uitgedryf dat ons hierdie groot diere nou meer net in die noordelike dele van Suid-Afrika vind. Maar die plantegroei wat ons het, wat die fynbosplantegroei is, het steeds hierdie groot herbivore nodig wat voed op hierdie plantegroei, deur dit beweeg, help met saadverspreiding, al daai tipe goed. En wanneer dit verdwyn,
dan het jy basiese plantegroei wat stagneer. En die hele doel van hierdie studie en hoekom hulle ingekom het, was basies om net te bewys dit wat ons weet is dat jy sulke diere in jou plantegroei nodig het om die plantegroei te help bly ontwikkel en groei. Eben, ons gaan nou weer met jou gesels en terugleer. Eben Olderwagen, hy is omgewingsbestuurder by 'n vergeleggende plaas daarso in Somerset Wes. Ons is terug net hierna. Jy is ingeskakel op Groot Plaas. Ons gas saam met ons vanoggend Eben Olderwagen, omgewingsbestuurder by vergeleggende plaas daar in Somerset Wes. Ons gesels oor al die nuwe lewe wat hulle daarso op die plaas beleef. Nou Eben, watter invloed het hierdie elande tot dusver op die fynbos gehad? Soos wat jy gesê het, mense kom agter, dit is ongelooflik noodsaaklik vir hierdie groot diere om deel te maak van julle omgewingsbestuur, maar kan 'n mens 'n duidelike verskil sien wanneer die elande nie so aktief is nie? Ja, so hulle is nou al so bietjie meer as 6 jaar by ons. Dit was basies 'n COVID-projek noem ons dit. Hulle het in COVID by ons aangekom en die projek loop nou al van daai tyd af en in die laaste sê maar 5-6 jaar kan 'n mens definitief die verskil sien. Hulle is heidaglik in 'n 400 hektar kamp binne die 2000 hektar natuurreservaat en binne daai 400 hektar kamp kan jy duidelik sien waarvan tevore oop kolle was tussen die plante groei, wat nou jong plante groei en ook waar bome wat bosse geword het, weer die vorm van bome aangeneem is, soos wat hulle aangeëet word. En dit bewys maar net weer vir ons dat hulle help om die vorm te behou en ook, soos ek gesê, die saadverspreiding, want dit is die hulle wat voer op die plante groei, beweeg na kolle wat niks is nie, en natuurlik saam met die mis word die sade afgegee, of dit sit aan die vel vas en in die hare vas, en soos wat hulle beweeg, so versprei die sade saam met hulle deur die veld, en sodoende help hulle dan die plante groei om te regenereer, maar net deur selfs te voed ook op die plante groei, regenereer hulle dit, waar as daar niks is wat eet in die plante groei nie, dan gaan stagneer fynbos byvoorbeeld net. Eben, jy het ook julle het ook die Bontebok bevolking daarso wat baie mooi gegroei het oor die laaste paar jaar. Wat maak hierdie bewaringsprojek so suksesvol? Ek dink die feit dat ons baie aandag en baie tyd daarin bestee, en wanneer ons besluit ons doen iets, doen ons nie net iets vir onthaalwe om dit te doen nie. Ons maak seker dat ons die nodige skiet vir die Engelse woord weer resources en mense met sekere bevoegdheid daar het om die dinge reg te doen. En die Bontebok projek wat jy noem is 'n spesifieke voorbeeld van dit. Ons het in vroeg 2007 begin met 'n bevolking van 13 en hulle getalle staan nou so rondom die 90 diere en hulle beweeg ook vrylik oor die hele 3000 hektar eiendom. Nou, dis nie net die vierpootdiere wat daar by julle rondloop nie. Julle het ook 'n paar oulike gevlekte ooreile wat broei elke jaar daar op die landgoed. Wat maak vergeleggend so geskik vir hierdie ooreile? Ek dink eerstens die feit dat ons die regte habitat het vir hulle. Ons lae gedeelte van vergelegen is baie dig van die groot en historiese bome. So, ons het ou kamferbome, ons het ou eikehoutbome wat letterlik woude vorm. En ek dink dit is die ideale omgewing vir hierdie eile. En nie net die eile alleenlik nie, ook die ander voëlspesies wat ons by ons op die plaas het, om daar te wil wees, en dit skep die ideale omstandighede vir hulle om te broei. Ander wat ons het byvoorbeeld, is ons dit ook die visarend wat by een van ons damme in die bome broei. Ons het 'n paar jackal buzzards, ons het 4 pare blaukraanvoëls wat by ons broei op ons gronde. So ja, redelik suksesvol in terme van die voëlspesies ook. Eben, baie dankie vir jou tyd en dankie vir die ongelooflike werk wat julle doen by vergelegen. Ons gaan definitief 'n plan maak om te kom kuier. Eben Olderwagen, omgewingsbestuurder by vergelegen daar in Somerset Wes. Dis al wat vir ons tyd het vir Groot Plaas vir hierdie week. Ons sal maandag weer saam kuier, maar ons gaan vandag afeindig met HKJK se Bosveld Nooi. Mooi naweek vir jou.